Goeiemôre, baie welkom. Dit is lekker om so ons laaste Pinkster byeenkoms vanoggend hier te vier op hierdie lieflike Herfsdag. Nou, ons begin elke oggend met dieselfde versie, so kom ek lees hom weer, Matteus 11, waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend in U naam kan saam wees, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dankie dat ons vir U kan beleef in die skepping, as ons sien hoe die herfsblare begin afval en die kleure verander hier buite, dan weet ons, maar U is in beheer van die seisoene, maar U is ook in beheer van ons lewens. Here, help vanoggend dat ons net deur die werking van die Heilige Gees U stem sal hoor. Amen. Nou, liewe vriende, ons het nou al die week, die eerste dag het ons so 'n bietjie gesels ons gesels die week oor hoe om in ritme met God te kom. So hoekom ons hartklop op dieselfde hartklop as God die Vader se, en hoe marcheer ons in gelid saam met die Here. So hoe laat ons wat vir die Here belangrik is, vir ons ook belangrik is. In die eerste oggend het ons gepraat oor 'n spieël as 'n beeld, om te sê wanneer ons onsself sien en wanneer ons vir God sien, dan weet ons, hy vra alles van ons, maar hy gee ook alles wat ons nodig het en hy los ons nooit nie. En die volgende dag het ons gepraat oor 'n potjiekospot, wat ons gesê het, maar ons omarm ook mense rondom ons, dat God ook van ons verwag om mense nader te trek. En gister het ons 'n bietjie gepraat oor die groot bron, dat God die een is wat vir ons alles gee wat ons nodig het, maar dat ons ook 'n deurvloei moet wees vir ander mense. Nou vandag die laaste ene praat ons oor 'n plant. Nou ek kyk nou hierdie, dis 'n plastiekplant, hy lyk so rarig, maar ons praat vandag van 'n beeld van 'n plant. Maar kom ons lees eers ons skriflesing, en ons gaan lees van Jeremia 29 vers 4. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep en tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer. Eers net so die stukkie wat Jeremia profeteer. Die een ding wat ek baie daaroor wonder is reïnkarnasie, né? Daar verbeel jou, jy kan meer as een keer terugkom. Weet, gaan dood en dan kom jy terug in 'n ander vorm. En dan wonder ek nogal wat sou ek wou wees. Weet, as ek nou
weer 'n kans kry om terug te kom. Nou sê ek altyd so half tong in die kies, maar ek sal nogal graag 'n hond wil wees, maar 'n hond in ons huis. Soos want ons hond word grensloos bederf, as middagslaapies, kos is altyd gereed, dit is net, as die wiele draai, dan klim sy in, so, ek sal nogal, as ek nou moet terugkom, sal ek graag 'n hond in my huis wil wees. Nou, reïnkarnasie maak dalk vir party godsdienste, soos byvoorbeeld die Hindoesin, maar as ek daaraan dink, dan maak dit my eintlik so bietjie moeg, om te dink, jy's in hierdie ewige siklus vasgevang, van geboorte na dood toe, en wat bepaal hoe jy terugkom, of jy nou 'n luis is, en of jy 'n koning is, en of jy 'n onderwyser is hoe jy gelewe het, dit bepaal dit. Dit is hierdie ewige siklus. Nou, ek glo nie in reïnkarnasie nie, kom ek sê dit is sommer net duidelik, maar ek glo wel in inkarnasie. Kom ek verduidelik. Waar Genesis vertel hoe God 'n woord gespreek het. En dan in Johannes lees ons ook, dat Jesus is die een wat die woord wat mens geword het. So God het mens geword. Met ander woorde, hy het verander, nie verander in die sin van iets anders geword nie, maar 'n menslike vorm aangeneem, sodat ons kan leer hoe om in ritme met hom te kom. Nou terug na Jeremia se verhaal. Ons ontmoet vir die volk Israel, dis die jaar 597 voor Christus, en Nebukadneser is die chief in charge daar in Babel, en 'n groot deel van die volk Israel is in ballingskap weggevoer uit Jerusalem uit, en die Jode sit honderde kilometer van hulle tuisland af, en dan kom daar nou 'n briefie aan. En hulle sien, kom ons sê maar in vandag se taal, daar's 'n stempel op wat sê die brief kom uit Jerusalem uit. En dan is hulle nou baie opgewonde, wat kan die nuus tog wees? Miskien is daar 'n militêre of 'n politieke deurbraak, ek sien is daar 'n teken, en miskien is dit selfs toe Moses na Farao toe gegaan het, wat gesê het, laat my volk trek. En dan kry hulle hierdie skokkende nuus van Jeremia, wat sê, dat hulle moet maar hulle koffertjies uitpak, en op die kas as 'n ware sit, want julle gaan nêrens heen nie. Julle gaan vir 70 jaar lank bly daar waar julle is, want Babel is nou jou nuwe huis. Dis nou mos in die laaste ding wat hulle behoor. So dis nie net 'n potplantjie wat jy in 'n potjie sit en op die stoep sit nie. Daai plant word uitgeplant. Jy moet daar waar jy is, gaan jy nou bly. En dan is dit nogal interessant dat Jeremia vir hulle sê dat hulle moet aktief wag. Met ander woorde, hulle moet nie net daar sit en niks doen nie. Hulle moet leef en werk en voortplant en deel word. Hoor gou weer vers 5. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Klink nogal na die opdrag wat Jesus vir Adam en Eva ook in die tuin van Eden gegee het, né? Hy herinner as 'n ware vir hulle aan die skepingsopdrag al. Hulle moet omgaan met die wêreld as getuies van God daar waar hulle nou is, waar hulle nie wil wees nie. Want glo my, hulle wil nie daar wees nie. Hulle wil graag terug wees in Jerusalem. En ek wonder nogal, hoe het die Babiloniërs die Israeliete beleef? Weet, hulle is nou teen hulle sin daar aangebring. En dan sê God nog vir hulle, trou en bring kinders in die wêreld. Julle moet baie word daar in Babel, nie min nie. Ek wonder, hoe het die Babiloniërs vir die Israeliete beleef? Kon hulle so 'n stukkie van God sien in wie die Israeliete was? Dan, nog interessant, dan sê God via Jeremia in vers 7, bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Dis amper vir my die aangrypendste versie in die hele Jeremia boek, waar
dit is nie net wees daar en sit in jou hoekie nie. Dit sê bid vir hierdie volk, bid vir hierdie land, en wat sy belange is jou belange ook. So maak mooi, maak reg, lewe saam. En dit is vir my so mooi aanmoediging en bemoediging wat God vir sy kinders gee. Dit is hulle roeping, dit is hulle taak. Blom daar, groei daar, floreer daar waar God vir jou gesit het. Hulle is so die agente van verandering. Dis in in ons tuin toe ek hier aangekom het, toe was daar was niks. Daar was regtig, dit was net grond wat hulle net so elke week die blare bymekaar gemaak het. En die verskil wat ek nou amper 4 jaar later kan sien oor kleintjies. Dit party gewerk, party nie gewerk nie, party doodgeryp en party hierdie jaar bietjie sonskade, maar die gewilligheid van 'n ou kleintjie om maar net met so bietjie liefde en aandag en water net maar weer te groei. En dan wonder ek of ons ook dit kan doen. Daar waar ons geplant is, ten spyte daarvan dat dit party daar nie vir ons lekker is nie, party daar wil ons dalk nie wees waar die Here vir ons nou gesit het nie. Maar die Here sê daar waar ons is, het ons nog steeds 'n doel en dit ons 'n roeping. Ons 'n storie van 2 bote wat gestrand het. Nie baie ver uit mekaar uit. Die een was op 3 Januarie 1864 wat 'n boot daar op die Auckland eilande geloop het en daar was 1 kaptein, 4 bemanningslede. En almal van hulle het op die eiland gekom, hulle het gebruik gemaak van hierdie wrakstukke wat uitgespoel het op die eiland en hulle gebruik toe dit om vir hulle huisvesting te maak. En na 18 maande toe besef hulle, maar niemand kom langs hierdie eiland verby nie. En 2 van hulle besluit toe, maar hulle gaan op 'n, weet sommer so dingie bootjie, wat hulle oor die 400 km op die einde gevaar het, aan land gekom het, en weer hulle bemanningslede gaan haal het, en al 5 van hulle het hierdie nagmerrie van amper 2 jaar oorleef. Maar net 4 maande later, 10 Mei 1864, toe is daar ook 'n ander boot, wat nie baie ver van hulle, op 'n ander eilandjie, ook gestrand het. En hulle ontdek toe huise en 'n nedersetting wat so daar in die 1840s gebou is, en hulle bly en woon toe maar daar. Maar daar was geen leierskap nie, hulle het onder mekaar gestry, elkeen het maar net gedoen wat goed is vir hom. Nie vir mekaar nie, net vir my, ek. En hulle het net geleef van dag tot dag. En op die einde was daar van die 19 wat dit aan land gemaak het, net 3 oorgebly, toe hulle uiteindelik gered is. So wat is die verskil? Die verskil is wanneer ons weet, maar ek word geplant hier, nie net vir myself nie, maar vir ander mense ook. Dat ek wortels skiet, dat ek stewig staan, want ek glo dat ons het baie meer vir mekaar nodig as wat ons ooit kan dink. Val ook vir mense wat dalk 'n bietjie anders dink as ons, of anders lyk as ons, selfs miskien 'n ander geloof het, wat dalk nie vir ons altyd sin maak nie. Soos wat die Babiloniërs was vir die Israeliete. Anders gelyk, anders gedoen, anders gepraat, anders geëet, ander geloof gehad. Maar selfs daar sê God vir hulle, maar blom waar jy geplant is. Lewe daar, floreer daar. Jesus het altyd gesê dat, nie altyd gesê nie, hy het gesê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Was daar 'n lang argument daaroor? Dit was die einde van die sin. Dit het gesê, leef so dat jou naaste lief is soos jouself. Lief hê vir God, jou naaste en vir jouself. En die Here het gesê, dis my hartklop, dat ons moet lief wees vir God, met alles en alles van ons. Ons moet lief wees vir onsself, en dan moet ons lief hê vir ons naaste. So my gebed, my liewe broers en susters, is dat ons, waar ons geplant is, hier in Somerset, dat ons sal beelddraers wees van God, en dat ons God se belange sal bevorder, hier waar ons wortels skiet, en dat ons sal bly bid en werk vir die koninkryk van God. Maak nie saak in watter stadium van ons lewens ons is nie.
of waar ons dink ons kan wees. Die Here het ons hier gesit vir 'n tyd soos nou. Kom ons bid saam. Here, U is ons drie-enige God. U het ons hier geplant, ons glo dit. En Here, help vir ons om ook hier waar ons is, U koninkryk uit te brei, dat ons in ritme met U hartklop sal bly en sal wees. Here, help ons om ons oë oop te maak, dat ons sal sien wat U sien. Amen.